Halleluja. Is u reg vanmôre vir die woord? Ons het so 'n paar oomblik om saam te kan wees. Kom ons gee net al ons kruiskykers 'n lekker handeklap. Baie dankie dat ons vanmôre saam met u mag wees in u sitkamer en waar ook al dit is wat u ingeskakel is. Nou ons is besig met die woord van geloof. Wie van u is besig om u geloof in aksie te sit? Wie van u is besig om uit die boot van gemak uit te klim? Wie van u het gesê, ek sien die storm, maar ek is bewus van die Here in die storm. Nie net bid ons en sê, Here verlos my van die storm nie. Ons sê, Here gebruik hierdie storm om my te verlos. Nee, Here, haal my net uit. Baie van ons het so baie kere net 'n gedagte, Here, haal my net uit hierdie situasie, dis ongemaklik, dis moeilik, maar wanneer hy ons net uithaal, wanneer ons nie benut die genade wat hy aan ons gee, tot ons lewens toevoeg, om deur dit te gaan nie, nou daar's kere, wie van u was soos ek al gewees, ons het besluite gemaak, en nou tans loop ons uit die resultate, of die uitkoms van die besluite, of dit nou goed is, en of dit nou sleg is, veral as dit 'n slegte besluit was, dan weet ons die Here vergewe ons. Maar hy kom ook, en wanneer ons na die Here toe kom en bely, is hy getrou en regverdig om ons te vergewe, en hy verwyder ons sonde, nasies en rigtingswysers verwyderd van mekaar, en hy kom en hy sê, ek hoor die belydenis, en nou gee ek vir jou genade om deur hierdie vallei te gaan. Hy mag by oomblikke lyk soos 'n vallei van doodskade weer, maar ek gee jou die genade om deur dit te gaan, al was dit deur my toe doen. Nou ek praat nie van die kere wat die dief ingekom het, en hy het gesteel, hy het geslag, hy het verwoes nie. Baie van ons bid en sê, Here, lig my net uit. Here, lig my net uit. Amper soos daai dames wat in jou huis kom skoonmaak, het jy al gesien hoe hulle dit doen? Hulle lig net op en maak onder skoon en sit net weer neer. Hulle maak net onder die vulle skoon en hulle sit net weer neer. Jy wil mos hê hulle moet dit wegpak. Jy wil hê dat jy sal inkom en dit lyk heeltemal anders. So baie keer vra ons, Here, lig my net uit hierdie situasie uit. En dan sal ek myself bevind deur daai selfde situasie gaan in 'n ander jaar in my lewe. Daarom byt ek vas. En ek druk nou deur. Sê vir die persoon langs jou, dis moeilik. Maar ek druk nou deur. Ek beer nie voort nie. Ek druk nou deur. Die genade van die Here is genoeg. So het ons gesien. Ons het gesien terwyl ons met ons geloofsreis begin het, en u ken die bekende skrifgedeeltes uit Hebreërs 11 uit, en ons het ook verlede week het ons 'n paar vyande van geloof het ons aangeraak, en ons het gesien dat een van die vyande van geloof was, dat wanneer ek nie weet wie ek in Christus is nie, wanneer ek nie weet, was die ander een gewees, wanneer ek nie weet wat met wedergeboorte plaasgevind het nie. Wie van u weet dat daar's 'n verskil tussen redding en wedergeboorte? Daar's 'n verskil deur om net ja te sê vir Christus en om die woord toe te pas. Om te sê nee, ek wil nou daai nuwe mens wees. Ek wil nie nou net my hart aan die Here gee nie, ek wil hy moet my hart verander. Ek wil hy met my gees wederbaar. Daar's 'n autoriteit wat in jou kom wanneer jy weet, nie langer is ek slaaf nie, maar ek is nou seun en dogter van die Here. So ons het gesien hoe die vyand baie kere vir mense lieg, sê vir die persoon langs jou, sê die vyand is 'n leienaar. So het ons gesien dat, omdat ons nie wedergeboorte verstaan nie, omdat ons nie verstaan wat ons in Christus is nie, mis ons uit. Hoe haat ons dit? Hoe hou ons nie van om uit te mis nie? Hulle noem dit eintlik, in die Engels praat hulle van FOMO. Ons hou nie daarvan om uit te mis nie. Maar so mis ons uit op die voordele. Ons wonder nog of die Here ons wil genees. Is dit sy wil dat ons moet gesond word? Nee, dis die Here se wil dat hy ons moet gesond wees. Hy kom en hy stuur sy seun sodat hy kon geslag word en ons dan genees kan word deur dit wat hy vir ons gedoen het. Sê vir die persoon agter jou, hy het dit vir jou gedoen. So daarom kom hy, die vyand, en hy lieg vir ons wanneer dit kom by ons redding en ons posisie in Christus.
Vanmôre wil ek vinnig net raak aan wanneer dit kom by die derde vyand van ons geloof en ons het voorheen het ons gepraat oor bitternis en hierdie bitterheid, hierdie is nou nie dit nie, hierdie is nie daai vyand nie, hierdie is die dingetjies wat in ons lewens gebeur, wat ons laat los van die belofte, ons greep wat ons moet hê op die belofte van die Here en dat ons nie sien wat ons moet sien gebeur deur geloof nie. Verdere derde vyand is wanneer ek nie my geregtigheid verstaan nie, maar ek wil graag by nommer 4 stil staan vir oggend. Wanneer ek gebrekkig is in die gebruik van die naam van Jesus. Wanneer dit kom dat ek die krag wat ek het deur die naam wat aan my gegee is, wat toeganklik vir my is deur die naam van Jesus. Nou, baie van ons bid en dan dink ons maar die naam van Jesus is net iets wat ek nou moet cut and paste, wat ek nou net moet slaan agter op die gebed sodat my gebed gehoor kan word. Nee, daar's krag in daardie naam. En sien, daarom is dit nie net vir ons slegte maniere om die naam van die Here uitelik te gebruik. Nee, wanneer ek op daai naam aanroep, wanneer ek daai naam roep, moet ek verstaan dat daar's krag wat vloei. Baie van ons dink dat om die naam van die Here uitelik te gebruik is net om op 'n ongehoorde plek moontlik sy naam te sê. Nee, eintlik wanneer dit kom by die uitelike gebruik van God se naam, is wanneer ek dinge doen in sy naam wat hy nie gesê het nie. Nou niemand van ons skryf met checks uit nie, in Amerika skryf hulle nou nog checks uit. Ja, maar dit sou gewees het as 'n man en 'n vrou hulle chequeboek gedeel het, en dis seker ook nie iets wat ons weer in Suid-Afrika doen nie, dit hoort so te wees, maar ons groei weer daarna toe. En die man sou vooruit hulle die chequeboek geteken het, omdat daar 2 handtekeninge nodig is. En dan sou die vrou die cheque wat die man geteken het, haar handtekening bysit, en iets gaan koop, wat die man nie toestemming voorgegee het nie. Dan is die man se naam uitelik gebruik. Net om vir u so klein bietjie ander insig te gee. Ons is gou om te sê, hoor hoe praat daai een. Nee. Wanneer daai naam genoem word, wanneer die naam van Jesus genoem word, nou, wie van u het groot geraak en jy mag nie eens Jesum gesê het nie. Dis te naby aan die naam van Jesus. Wanneer daai naam genoem word, moet jy weet dat daar's krag wat vloei. So kom Johannes 16:22 en vers 23 gaan ons gou by stil staan en hy sê, en in daardie dag sal julle my niks vra nie, en dit sê daar's 'n voorwaar, ek sê vir julle alles wat julle die Vader sal vra in my naam, sal hy vir julle gee. Weereens sê ek, dat hierdie is nie nou net die naam wat ons sal byvoeg as laaste gedeelte, sodat ons gebed kan beantwoord word nie. Ons geloof, 'n vyand van ons geloof is die gebrek wat ons het, of die gebrekkige insig wat ons het, dat die naam van Jesus dra krag. Dat ons sal verstaan, dat wanneer ek sy naam aanroep, weet ek dat hy my hoor. Dat wanneer ek die Here vertrou vir dit wat ek hom tans vertrou ek en vra ek in hierdie naam. Hierdie naam gee vir my toegang tot die Vader. Ek gaan na God toe in die naam van Jesus. En dit wat hy gedoen het, nie deur my eie krag, nie deur ons eie gehoorsaamheid nie, deur sy getrouheid tot die einde toe. Die naam van Jesus. Dat ek sal weet, Markus 16 kom en hy sê, daarso, en hy gee vir ons instruksie, vers 16, en hy wat glo en hom laat doop, sal gered word, maar hy wat nie glo nie, sal veroordeel word. En ons sien daarso, en dit sê, en vir die wat glo, sê vir die persoon langs jou, sê ek glo. Ek vertrou die Here. My geloof is in die Here. Dis nie vir dinge nie, dit mag by kere vir dinge wees, maar dis nie in dinge nie. My geloof is in God. Hy is my voorsiener, hy is my Vader, ek is sy seun, u is sy dogter, nie langer 'n slaaf wat nou moet werk, nee, hy het dit reeds voorbetaal. Daar's niks wat ek kan byvoeg deur my dade, nee, ek aktiveer in gehoorsaamheid die instruksie wat hy my gee. En vir die wat glo, sal hierdie tekens volg. In wie se naam? In my naam, in die naam van Jesus.
Nou, 'n paar van julle raak 'n klein bietjie benoud. Want u dink nou ons is net die Jesus naam kerk. Nee. Ons is hier om te kan sê dat ons verstaan die kragwerking. Ons verstaan die sleutels wat ons het. Ons verstaan dat daar is 'n geopende deur en daai deur, hy is die weg, hy is die waarheid, hy is die lewe. Ek kom en ek staan vierkantig. Wanneer daar 'n aardbewing is, gaan ons mos en ons gaan in plekke waar daar versterking is. Ander woorde, mense gaan staan tussen kusyne sodat daar versterking is. Hierdie is ons versterking. Hierdie is ook hoe ek kan kry dat indien daar tans 'n situasie van dood is wat oor my lewe wil beweeg, dan is daar bloed aan my deurposte. Daai bloed aan my deurpos is die gestorte bloed van Christus. En ek roep daardie krag aan, hoe? In die naam van Jesus. En vir hulle wat glo, sal hierdie tekens volg. In my naam sal hulle duiwels uitdryf, in nuwe tale sal hulle spreek, slange sal hulle opneem en sal hulle sal iets dodeliks drink en dit sê daarso, sal dit hulle geen, en as hulle iets dodeliks drink, sal dit hulle geen kwaad doen nie. Op siekes sal hulle die hande lê en hulle sal gesond word. In watter naam? In watter naam? Sien, baie van ons is by 'n plek wat hierdie net deur die naam te kan noem, is al reeds regstelling wat in ons plaasvind. Dat ons weer sal begin besef dat dit is in Jesus naam. Nee, daai kere wat ek gedink het, jong, ek is al baie oulik want dit het nou gebeur daar. Nee, hy kry die heerlikheid. Wanneer kry hy die heerlikheid? Deurdat ek begin om te sê dat my afhanklikheid is van hom. My hulp is waar van bo, ja, maar is ook van binne. Dit kom van hom. Hy wat my toegang gee. Reg nou het ons die vermoë om te kan hier sit, maar ook saam met hom te kan wees in hemelse plekke. So die vyand, hy kom en hy pootjie ons deur vir ons te sê, ag nee, maar jy's nou nie, dis nie nodig vir al daai goed nie. Is nie nodig vir al daai goed nie. Ons vul daai aansoekvorm in en ons begin te sê hoe oulik ons is. En hoekom ons geskik is vir hierdie pos, en hoe die firma gaan baat vind deur om ons daar te hê, en ons begin vra wat die voordele is, en nee, ons moet begin ons hande op lê, en dan sê in die naam van Jesus, ek weet ek het 'n begeerte, ek het 'n behoefte vir hierdie pos, en baie keer is dit gedryf vir die voordele. Here, maar as U my hier wil hê in die naam van Jesus, maak vir my 'n deur oop, U wat die weg, die waarheid, die lewe is, want ek weet dat wanneer ek in hierdie werk gaan instap, omdat ek die seëning van die Here ervaar, en ek die seëning van die Here in my op en oor my lewe het, weet ek dat hierdie besigheid wat gesukkel het, tot op nou toe, gaan hulle deurbreek. Ja, kom maar, dit beteken ons dink bietjie meer, nee, ons waarde klim, hoekom? Omdat ons Jesus het. Hoekom dink u is die aanval op u soos wat hy is? Nie omdat ons so oulik is, nee, is omdat daar's 'n roeping op u lewe. Roeping wat deur en aan ons gegee is deur God. Ja, en hoe kom hy tot ons lewe? Ja, die salwing, maar ons weet ook Christus gee vir ons vanmôre toegang. Nou baie kere dan wil ons geloof begin toepas sonder om te kan weet dat geloof kom deur die gehoor van die woord. Wie was Jesus gewees? Hy was die woord wat vlees aangeneem het en onder ons kom woon het. So ek kan nie vanmôre glo sonder dat ek glo in Christus. Ek glo in Christus, ek glo in God. Wanneer ek in God glo ek in Christus, dan weet ek word ook beweeg deur God se Heilige Gees. Wanneer ek vanmôre geloof het ek God aan die binnekant wat besig is om te opereer. Ons dink baie kere om die Here te vertrou of om God te glo is iets buitekant. Nee, God homself is geloof. Hy is die woord wat vlees aangeneem het. Wanneer ek die woord begin doen, wanneer ek die woord begin toepas, dan nie net is dit 'n bewys tot dit wat in die natuurlike is nie, maar is God wat gemanifesteer word deur dit waaraan ek gehoorsaam is. Dr. Dan het so pragtig gesê, toe hy gepraat het oor, voordat ek dit sal profeteer of sal profeseer, voordat ek dit sal profesee, sal ek dit eers moet profesien.
Sien, baie kere dan sê ons mos, sien is glo. Ons sê, ja, ek sal dit glo wanneer ek dit sien. Nee, my geloof is in God. So ek sien dit reeds met die oog van geloof. So om te glo is om te sien. Sien, wanneer u en ek op 'n plek is en ons gebruik die naam van Jesus en ons vertrou is in God, dan word jy nie beweeg deur dit wat jy sien nie. Jy wandel nie deur aanskouing nie. Nee, ek word beweeg deur wat ek glo. Ek kan inkom en daarom is dit belangrik dat ek sal ontmoet met die Here eerste. Dat ek sal gebou word in my geloof. Soos wanneer jy by daai werksplek instap, wanneer jy by daai huis instap, terwyl jy die enigste een is wat die Here dien, of terwyl jy die enigste een is wat moontlik glo dat die Here vir jou gaan deurbreek, dan kies jy om te sien met die oog en die oë van geloof. En dit maak dat wanneer jy by die plek instap, sien jy sommer anders. Want sien, as ek met die oë van ongeloof, wanneer ek met die oë van twyfel, wanneer ek met Jakobus 1, en ek dink is vers 22, wanneer ek met daai dubbelhartige verstand, wanneer ek met daai oë beginne kyk, en dis nie omdat ek ongeloof het nie, is omdat ek iewers in die manier, in my samestelling, glo ek eintlik nie, dat dit wat aan die kruis gebeur het, genoeg was nie. Dis waar die dubbelhartigheid, dis nie dat ek wonder of God dit vir my gaan doen nie. Wie van die verstaan vanmôre, wie van die glo vanmôre, wie van die weet vanmôre, dat alles wat aan ons gegee moes word, is aan ons gegee aan die kruis. Dat dit wat hy moes kom doen, het hy reeds gedoen, toe hy sy arms wyd oop gegooi het. Daar's niks wat hy meer vir ons moet doen nie. Nou ek verstaan, dat wanneer ons sê, Here, doen iets vir my, dan weet ek wat ons sê, maar hy het reeds vir ons toegang gegee. Pastor Pauline het 'n paar keer in die konferensie het sy gesê, as ek vir jou 'n cheque sou gee, as ek vir jou 'n koevert sou gee met geld, en maak dan die saak of, ek dink hulle spring partykeer na die miljoene, omdat die miljoene tot hulle spreek, maar is 'n paar van ons wat sal bly wees, net as dit 100 of 500 is. Of as dit 1000 sou wees. Nou ek weet ook, hier's 'n paar mense wat sê, ek raak nou nie bly oor nee, kom, wie van julle het al deur daai siklus gegaan? Daar's maande wat alles gaan goed. Maar dan sal maande, en jy het vergeet van die kere toe jy bottels ingegee het. Ons wat lag weet. Jy het vergeet van die kere toe jy in die bank gaan rondkrap het vir klein geld wat uitgeval het. Die laggies raak minder. Hier's 'n paar van ons. My ma sit daar agter, maar sy glimlag gewoonlik breed as sy wasgoed was en daar is ietsie vergeet in die sakke. Want alles gaan mos nou goed. En so het hulle die voorbeeld gebruik en gesê, maar as ek vir jou die miljoen rand sou gee, en jy gaan nooit, en jy gaan nie die cheque verwissel nie, dan gaan jy nooit die voordele daarvan hê nie. En dit is hoe dit werk met die beloftes van die Here. Ek moet by 'n plek kom dat ek sal weet is myne. Dis nie net verander nie, maar is myne. Dat ek by hierdie plek sal kom dat wanneer ek deur my siklusse gaan, deur my storms gaan, dat ek sal weet dat dit wat vir my gedoen moes word is reeds afgehandel en gedoen. Nou het ek toegang. Ek gaan hierdie sleutels sal ek vir my moet vat en ek sal met hulle in die deure wat vir my en vir u toe is, nie net verander nie. Ek kan nie net koöperatief kom en nou gaan ons 'n groot deur vir die kerk oopsluit nie. Nee. Hierdie woord moet toegepas word. So die dubbelhartigheid wat by my moontlik sal kom, die min geloof of die twyfel of dit wat moontlik by my sal kom is wanneer ek nie verstaan dat dit wat vir my gegee is myne is nie en dit wat vir my gedoen is reeds gedoen is nie. Ek kan niks daarby sit nie. Al wat ek nodig het om te doen is om te sê hy was gehoorsaam, so nou is ek gehoorsaam. Here, u gee my instruksie, nou doen ek soos wat hy gedoen het. En geloof staan op. Geloof staan op.
So een van die ander vyande, vierde vyand is om nie toegang of gebrekkig te wees in die gebruik van die naam van Jesus Christus. Dan 'n laaste een wat ek in die laaste 2 minute wil gebruik voordat ons hierdie diens afsluit, vir die vyand nommer 5, en ek glo ons kan klaarmaak wanneer ons hierdie reeks saamvat, is wanneer ek nie reageer op die woord nie. En ons sien dat Jakobus 1:22 wat ek net al aangehaal het, sê ook daar sodat ons moet daders van die woord word en nie net hoorders wat hulle self bedrieg nie. Want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader is, hy soos 'n man wat sy natuurlike gesig in die spieël sien, want hy sien homself en gaan weg en vergeet dadelik hoe hy lyk. Daarom is dit nodig dat ek die woord sal toepas. Ek sal die woord moet vat en ek sal die woord moet doen. Die woord van God gaan die resultaat van die belofte hê wanneer ek die woord gaan begin toepas. Hoe moet ek die woord toepas? As daar niemand is, net het ons gehoor, as daar niemand is wat daar is om vir jou te bid, omdat die woord sê ons sal ons hande op die siekes lê, en my naam sal ons duiwels uitdryf, ons sal ons hande op die siekes lê, en hulle sal gesond word. Jy lê jou eie hande op jouself. Jong, al gebeur dit net voordat jy die medikasie drink. Lê net, wees gehoorsaam, sê Here, u woord sê, ons sal ons hande op die siekes lê. Here, u hand op my is nou, u hand is nou op my, terwyl ek my hand op myself lê. Ek beveel hierdie kondisie in my liggaam. Pyn verdwyn. Nou daar's nodig dat ons moet saamkom. Dis hoekom die liggaam saam die woord moet werk. Saam moet toepas, dat ons nie net sal sê, maar ek is hier om vir my eie saligheid om dit uit te werk. Nee, ek wil op die woord reageer. Nou, hierdie is die woord vir genesing, hy wil hê ons moet gesond wees. Dis ook dieselfde woord vir voorsiening, wanneer ek begin en ek hoor die stem van die Here, ek sê, en ons het dit in die offerande skrifgedeelte het ons gehoor, dat ek my oor sal attentief maak, dat ek my oor sal inskakel om te sê, Here, praat met my, want hy doen. Moenie dink dat hy praat net met die profete nie. Nee, hy wil hê en ek moet self van hom hoor, dat die profete slegs sal kom bevestig wat ek in my privaat tyd met die Here gehoor het. En privaat tyd met die Here beteken nie net die stilte tyd nie. God is heeldag besig om met ons te praat. Wie van julle het al die stem van die Here gehoor net voordat jy 'n afdraai wil vat, sê die Here, moenie 'n afdraai vat nie. En dit klink nie so groot soos wat dit nou klink nie. Baie keer is dit net 'n gevoel. En ek sê, ons moet nou nie vasgevang word in ons gevoelens nie. Maar jy weet dat jy weet dat jy weet. En hoe meer jy dit beoefen, hoe meer gaan jy God se stem herken. Ek ken u man, ek ken u vrou, u kinders ken u stem. Hoekom? Hulle hoor die stem gedurig. En daarom het ons 'n keuse om te kan die Here se stem te kan hoor en dan sy woord toepas. Hoe praat hy met ons? Hy praat deur sy woord. Sien, ek kan nie die gesproke woord najaag as ek nie die geskrewe woord glo nie. Baie van ons hardloop agter dit wat mense in Jesus naam sê. Maar ons het nodig om dit op te weeg met die geskrewe woord. Dan kom hy en hy praat deur ander dinge, hy gaan alles gebruik. As jy regtig 'n besige lewe het, dan gaan hy selfs wag tot jy slaap. En hy gaan in 'n droom met jou praat. Ek sê nie dat hierdie is die manier, die minste, is 'n laer vorm van wanneer God met jou praat nie. Maar baie keer is dit al kere wat hy kans het om met ons te praat, is wanneer ons slaap. Omdat ons lewens so besig is. Vyand van ons geloof is wanneer ek nie genoeg verstaan die belangrikheid van die naam van Jesus te gebruik nie. En dan wanneer ek nie die woord toepas nie. Het is belangrik dat ek sal weet dat ek die woord sal toepas. Vertrou die Here. Hoe gaan ons nie op ons eie insigte leun nie? Is wanneer ons die woord in ons harte het. Wanneer ons die woord in ons harte het. Spreuke 3, daarso van vers 5 sê, vertrou op die Here
met jou hele hart en steun nie op eie insig. Wat is die woord? Die woord is God se insig. God se woord is God se insig. Die manier hoe God wil hê, ons moet dinge doen. Ek weet nie waarvoor u die Here vertrou vanmôre nie. Ek weet nie waarvoor u die Here glo vanoggend nie. Maar ek weet dat die Here in hierdie plek is besig om met mense te praat met groter. Hy is besig om met mense te praat om nie net groter te vertrou nie, maar groter te glo. Om die beperking wat op jou gedagte is vanmôre af te kan haal en te kan sê dat jy weer God 'n kans sal gee. Ons sien hoe die Here vir mense deurbreek. Ons sien hoe die Here gebede beantwoord. As u vanmôre hier is en jy sê, Jaco, ek kies om God te glo. Ek staar 'n paar dinge in die gesig, maar ek kies om God te glo. Ek kyk hoe my kinders, hoe meer ek vir hulle bid, hoe meer voel dit asof hulle verwyderd raak, maar ek kies om God te glo. Ek kies om die naam van Jesus oor hulle lewens uit te spreek. Ons het hulle toegewy toe hulle as kinders was. Hulle is nou besig om weg te hardloop, maar ek kies om God te glo. Jaco, daar's situasies waarvoor ek die Here vertrou. Die dokters het dit gesê, maar in die naam van Jesus kies ek vanmôre om God te glo. As dit vanmôre is, wil u nie saam met my stem nie. Saam staan nie, terwyl ons saam stem vir die Here om vir u deur te breek. Ek ervaar vanmôre hoe die Here besig is om met mense te praat, om te sê, dit wat jy tans op hoop opgegee het, opgehou glo het in daai area, gee God weer 'n vars geleentheid. Sarah lag toe sy hoor van die toekomstige swangerskap. Want sy het gekies om te vergeet. Sy wil nie langer geterg word met die gedagte nie. Gee God weer 'n vars kans. Gee God weer 'n vars kans. Jy staan vanoggend hier en jy sê vanmôre, Jaco, jy praat met my. Ek wil God weer 'n vars kans gee, deur om hom te glo. Glo vir my besigheid. Hulle het gesê jy is hopeloos. Maar dis nie wat God gesê het nie. Hulle voor u het moontlik gesterf aan daardie kondisie, maar dit sê nie jy moet sterf aan daai kondisie nie. Laat hom toe om jou te verlos vanoggend. As jy gebed vanmôre nodig het, kom vorentoe voor ons afsluit. Ons is net so 6 minute oor, so gee net nog so 'n kort geleentheid. As jy vanmôre gebed nodig het, stap na vore, stap uit, die bedieningsspan. Van die naam van Jesus, ons is sterk doring. Krag in sy naam. Niks onmoontlik met hom nie. O, en hy maak my. Mag die salwing vanmôre daai juk, daai beperking breek oor jou lewe. O, die naam van Jesus. Hy voorsien. O, hy verlos my. Hoor ons beskerming in sy naam. Mag die liefde van die Here jou in hierdie oggend oorweldig, sodat die vrees verdryf word.
Kom ons sing dit vanmôre. O, van al moontlik het die pyn in die liggaam, sit u hand vanmôre op daardie pyn in die liggaam in die naam van Jesus. Vertrou ons dat daardie pyn reg nou verdwyn. Hoor is 'n sterk doorring. O, van al my sonde. Hy maak my vry. Vryheid is ideaal. Hy maak my vry. Hy maak my vry. Vryheid. Hy maak my vry. Hy maak my vry. Halleluja. Hy maak my vry. Hy maak my vry. Oh, hy maak my vry. Halleluja. Ek gaan vir hom John vra om vir ons af te sluit, terwyl die worship team nog so sing en ons net die volmaakte vrede instap. Halleluja. Vader, dankie vanmôre, Here, dat u naam is vanmôre 'n sterk toring. Here, in ons toevlug is vanmôre na u. Dankie, Here, vir geloof. Laat geloof vanmôre in ons opstaan. Here, in die naam van Jesus. Laat ons vanmôre weer eens glo. Here, u kosbare woord in ons midde. Dat ons sal opkyk, my God Vader. Dat u is vir ons 'n sterk toring. Ja, ons, my God, Here. Here, Jesaja 53 sê, wie het vanmôre geglo wat in ons verkondig is, en aan wie is die hand van u vanmôre geopenbaar? Rabondolobo sende de bondo. Vader, ek sê vanmôre vir u dankie. Here, open ons oë vanmôre. Maak ons gesond vanmôre. Dat ons hier sal uitstap vanmôre met vreugde in ons hart. Halleluja. Ek sê vir u dankie vanmôre. Seën die volk vanmôre. Seën oorvloedig, Here, want ons het u nodig, Here, op elke vlak. Halleluja. En ek sê vir u dankie, en die volk sal die prys, halleluja, vir hulle deurbraak in Jesus naam. Amen.